by Handelinge 11. Nou as ons vanoggend Handelinge 11 lees, dan gaan jy dink, of jy gaan so 'n gevoel van déjà vu kry. Want Handelinge 10 en Handelinge 11, die eerste gedeelte van Handelinge 11, klink baie dieselfde. En laasweek het Marius ons so mooi begelei. As jy nie was nie, die preek is aanlyn beskikbaar, jy kan hom gaan luister, oor God kleur nie tussen ons lyne in nie. Baie treffende boodskap, maar nou dit wat ek nou vandag vir jou gaan lees, gaan vir jou klink soos 'n herhaling, maar daar's 'n rede daarvoor. En ek gaan sal later in die preek ook bietjie vir jou verduidelik hoekom dit weer vir ons vertel word. So ons reis deur Handelinge, ons vorder, voel julle ook ons vorder? Dit is my verskriklik lekker om so deur 'n Bybelboek te werk en ek hoop jy maak moeite met die boek self en nie net op 'n Sondag in die kerk nie, maar in die week ook, in jou stilte tyd, dat die Here regtig hierdie ding in jou gees inbrand, maar ons vorder, ons is by Handelinge 11 en ons reis vanoggend en reg deur ons preekreeks kom ons elke keer terug na daai woorde van Jesus in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en in Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Elke keer, wanneer jy 'n stukkie uit Handelinge lees, kan jy hom gaan terugtrek na daai belofte van Jesus toe. En hier sien ons dat die plan van die evangelisering van die hele mensdom begin in Jerusalem en van daar af versprei dit. En die laaste groot skakel in hierdie ketting van die verspreiding van die evangelie is dan nou uiteindelik na die heidene toe, na die uithoeke van die wêreld toe. En as dit nie vir daai skakel in die ketting was nie, sou ek en jy nie vandag hier kon sit en ook Christene kon wees nie. Of ons sou hier gesit het en ons sou baie anderster gelyk het. In Handelinge 10 sien ons hoe die evangelie deur daai laaste muur breek, toe Petrus die evangelie aan die eerste groep heidene gaan verkondig in Kornelius se huis. En hoe Kornelius en sy hele huis dan tot bekering kom, maar nie net tot bekering kom nie, die Heilige Gees word oor hulle uitgestort. En dit was nie Petrus se toedoen nie, dit was God se toedoen. En daardeur het God gewys, maar ek kies hierdie ouens ook, hulle is ook myne. Nou hier in Handelinge 11, waar ons vandag is, kom Petrus terug na sy gemeente in Jerusalem toe. En hy kom terug om verslag te doen aan sy tuisgemeente, sy Joodse broers, oor wat daar in Kornelius se huis gebeur het. En hy weet, hierdie nuus is nie maklik vir hulle om te verwerk nie. Die bekering van en die insluiting van heidene in God se verlossing van die wêreld was ook aanvanklik nie binne Petrus se denkraamwerk nie. God moes aan hom hierdie besondere visioen gegee het om sy hart daarop voor te berei. Maar hierdie Joodse Christene, kom ons sê dit so, hierdie Joodse Christene in Jerusalem, hulle het nie 'n visioen ontvang nie. En hulle is pretty much nog vasgevang in hulle vooroordele en in hulle afsonderingsdenke. En dit bring my by die tema van vanoggend se boodskap uit, en die enetjie wat jy op jou WhatsApp gekry het, en dit is ons gatekeepers of kampvegters vir die koninkryk? Nou daar's nou so 'n hele trend op sosiale media, en as jy nou nie regtig groot is op sosiale media nie, gaan ek hom nou vir jou verduidelik, en dit is die gatekeeping trend. Mense sal video's maak en dan sal hulle sê, I'm no longer gatekeeping hierdie geheim. En dan deel hulle nou 'n gesondheidsgeheim of 'n whatever se geheim, iets wat vir hulle gewerk het. Met ander woorde, hulle hou dit nie meer net vir hulle self nie, hulle steek dit nie meer weg nie, hulle deel dit nou. Okay, wat is 'n gatekeeper? Kom ek help jou om dit in ons moderne konteks te verstaan. Dis niks anders as 'n security guard nie. Okay, nou ek is slimmer as om vandag vir jou te vra, hoe voel jy oor 'n security guard? Okay? Want ek neem aan hier is gemengde gevoelens. Kyk nou, as jy my nou baie vinnig, baie geïrriteerd wil hê,
moet iemand my slippie wil check, en dan maak hulle net so met jou sakkie. Nou, maar dan check hulle of alles daarin is. Hulle het nie 'n klou nie, maar okay, security guards, kom ons gaan nou nie daar op 'n tangent nie. 'n Security guard is iemand wat jou slippie check voor jy by die winkel uitgaan, om seker te maak jy die regte goed gekoop, of 'n security guard is 'n ou wat jou lisensie scan, of jou ID check voor jy by 'n plek mag inkom. Dis 'n security guard. En dit is dan ook 'n gatekeeper. As ek vandag na 'n gatekeeper verwys, is dit wat jy in gedagte moet hou. En dit waarby ek wil uitkom vandag, en ek gee vir jou dit vooraf, sodat jy dit in jou kop kan hê en daaraan kan kou terwyl ons deur hierdie teks werk, is ons as kerk opgeroep om by die hek te staan en wag te hou, of is ons opgeroep om die deur so groot as moontlik oop te hou, sodat enige iemand wat wil kan inkom? Okay, hou hom vas. Dis die waarheid waarmee Handelinge 11 ons konfronteer. So kom ons lees saam, vanaf vers 1. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat die mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het self saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Okay, en hier kom die stukkie herhaling van Handelinge 10. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê. Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle. En ons het in Cornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Nou kom ek skets net gou weer kortliks vir jou die agtergrond, sodat jy verstaan wat in hierdie teks gebeur. Een van die grootste konflikte wat deur die boek Handelinge en reg deur die Nuwe Testament loop, is dat nie alle Joodse Christene dieselfde was in hulle verstaan van die evangelie nie. Daar was verskillende groepe wat verskillend gedink het oor die plek van spesifiek die Joodse wet binne in Christendom. So om dit nou verskriklik te vereenvoudig, was daar hierdie 2 kampe gewees. Die eerste groep het in die Messias geglo, hulle het in Jesus geglo, maar hulle het geglo dat as 'n heiden, iemand wat nie 'n Jood is nie, 'n Christen wil word, moet hy eers deel word van die Joodse verbondsvolk. En by implikasie beteken dit, hy moet die wet nakom, en hy moet besny word, voordat hy dan nou volwaardig 'n Christen kan wees.
Die tweede groep Joodse Christene het ook nog steeds 'n klomp Joodse gebruike gehad wat hulle gevolg het en nagekom het. Hulle het nog steeds die tempel besoek, maar hulle het begin verstaan dat verlossing kom deur geloof in Jesus en geloof in Jesus alleen, nie die werke van die wet nie. Nou Handelinge 11 begin met 'n beskuldiging. So vanuit vers 1 wil dit blyk of die nuus van dit wat in Kornelius se huis gebeur het, soos goeie kindernuus voor Petrus in Jerusalem aangekom het. En die Joodse Christene het reeds hulle eie vooraf opgestelde idees gevorm. So toe Petrus terugkom in Jerusalem, toe loop die gemoedere al hoog, want toe het hulle al met mekaar gepraat, hulle het al kans gehad om oor hierdie nuus te broei. Julle weet mos soos mense, hulle het mekaar opgesweep, mekaar lekker aangevuur en gesê, as Petrus hier kom, gaan ons vir hom vertel. En toe kom Petrus daar. En hy loop, arme Petrus loop hom in so 'n warm situasie vas. En vers 2 sê vir ons, toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Dit is die 83 vertaling. En ek wil die vertaling vir jou 'n bietjie duideliker maak. Die woord wat hulle hier met Joodse gelowiges vertaal, ek gaan hom nou vir jou in jou Grieks sê nie, nou knoop ek my tong. Maar die beter vertaling daarvoor is, die van die besnydenis. Die van die besnydenis. So dit was nie al die Joodse gelowiges nie, maar dit was daai groep wat voorstanders van die besnydenis was. Hulle word ook in Handelinge 15 die besnydenisparty genoem. So kom ons gebruik daai woord, die besnydenisparty. En verwyd is nog so 'n woord wat ek voel eintlik beter vertaal kon word, want om iemand te verwyd, voel ek is passief. Jy sit hier en jy verwens die ou eintlik en jy wens om allerhande slegte dinge toe. En dit wat hierdie ouens hier gedoen het, was allermins passief. Hulle het hulle tande gewys. Hulle was kwaad, hulle was ontstoke. En die rede vir hulle ontsteltenis in vers 3 is, jy was by onbesnede mans aan huis en jy het saam met hulle geëet. Nou vir 'n Jood, soos wat Marius vir ons verduidelik het, was dit 'n groot taboe gewees. Die Jode het geglo dat jy nie gemeenskap mag hê met iemand wat nie 'n Jood is nie en nie besny is nie en dus nie rein is nie. En op grond daarvan het hulle dan ook nou hierdie afleiding gemaak dat iemand wat nie besny is nie, kan ook nie deel wees van die kerk nie. En Petrus doen beide hierdie goeters. Hy eet saam met hulle en hy preek vir hulle en deur sy preek kom hierdie ouens tot bekering. En dis wat die besnydenisparty toe nou so woedend maak. En sonder dat hulle dit besef, het hulle gatekeepers van die koninkryk geword. Gatekeepers van Christendom geword. Hulle het begin besluit wie's welkom en wie nie en onder watter voorwaardes jy mag inkom. Hulle het voor die deur gaan staan, maar 'n deur wat nie aan hulle behoort het nie. 'n Deur wat nie hulle sin was om te beman nie. En boop dit was arme Petrus nou nog onder verdenking gewees, want hy was Samaria toe, as julle nou mooi kan onthou. En hy het daar gepreek en van die Samaritane waarvan die Jode ook nie gehou het nie, het tot bekering gekom en tot geloof in Jesus gekom. So toe hy terugkom in Jerusalem, toe is hierdie manne gereed vir hom. En die woord wat hulle hier vertaal met verwyd, is in die Grieks in die onvoltooide tyd geskryf, met al wat dit beteken, al wat jy daar moet weet is, hulle het aanhoudend geargumenteer, dit was iets wat voortdurend gebeur het, so hulle het nie net vir hom gesê, luister, ons is ontevrede met jou nie, hulle het hom gegou, dis wat hier so staan, hulle het hom gegou, hulle het met hom beklei, hulle het hom lastiggeval, hulle het hom nie met rus gelaat nie, want hulle was ontevrede. Waaroor die ontsteltenis? Die besnydenisparty was diep ontstel oor Petrus enige iets met die heidene te doen wou hê. Maar wat ek en jy vandag vir mekaar moet sê, en ek dink dit lê onder hierdie teks, en jy moet dit raak sien en jy moet dit verstaan, is dat arme Petrus het self hiermee geworstel.
Hy het self hiermee geworstel. God moes 3 keer vir hom sê, wat ek rein verklaar het, mag jy nie as onrein beskou nie. Dit gaan nie hier oor kos of oor die diere in die doek nie. Hier gaan dit nou, in hierdie gemeente hier in Jerusalem, oor die mense. Heidene is beskou as onrein. En dit was so diep in Petrus se eie kulturele en godsdienstige menswees ingeweef, dat God vir hom met 'n visioen anders moes oortuig. En selfs daarna, en dis net 'n voetnota, het Petrus hiermee geworstel. Daar was 'n keer wat Paulus hom in die openbaar moes teregwys oor hy nie saam met heidene wou eet nie. En dit gebeur na hierdie. So dit was 'n voortdurende stryd ook maar vir Petrus gewees. Maar daarin lê daar ook 'n stuk genade van God, want God het vir Petrus wat self met hierdie ding sukkel, so geposisioneer in hierdie gemeente wat met hierdie ding sukkel, dat hy presies verstaan het. Petrus het presies verstaan waar hierdie ouens se optrede vandaan kom, waar hulle teenstand vandaan kom. En daarom antwoord Petrus hulle hier op 'n baie spesifieke manier. En hy antwoord hulle hier met God se hart. In vers 5 tot 17 gee Petrus doeteenvoudig 'n verduideliking, 'n uiteensetting van wat gebeur het, stap vir stap. Hy wil die mense saam met hom neem, want hy verstaan hulle worsteling en hulle teenstand. Hy sê vir hulle, ek was in Joppe, ek het 'n visioen van God gekry, dit was iets soos 'n laken wat afgesak het, daar was diere, allerhande verskillende diere en voëls in hierdie doek, en alles diere wat ons as onrein beskou. En julle weet, onrein en rein diere mag nie met mekaar vermeng nie, maar hulle was almal saam in hierdie doek gewees. En dan sê Petrus, en toe hoor ek 'n stem wat vir my sê, slag en eet, en ek het geprotesteer. Ek het vir die Here gesê, ek gaan nie, ek sal nie, Here, niks wat onheilig of onrein is, het al ooit in my mond gekom nie. En toe sê die Here vir my, toe vermaan die Here vir my, wat ek gereinig het, mag jy nie as onrein beskou nie. Hy sê, en dit het 3 keer gebeur, julle ouens, en toe is daai doek weer in die hemel opgetrek. Nou ek sê weer, God het hierdie visioen, ek pos net gou hierso in Petrus se vertelling, God het hierdie visioen vir Petrus gegee om vir hom te wys, nie noodwendig die diere nie noodwendig die voedselwette nie, maar dat die mense rein en dit wat hulle as Jode as onrein beskou, nou saam hoort in dieselfde doek in die kerk. Joodse Christene, by implikasie is die Joodse Christene ook nie meer verplig om by die Joodse voedselwette te bly nie. En is hulle nie beperk om net sekere diere te mag eet nie. Maar wat moet jy hier sien? God verander nie net Petrus se teologie nie. Hy verander Petrus se hart. Want 'n kampvegter vir die koninkryk kan nie die hart van 'n gatekeeper hê nie. As ek wil grond wen vir die koninkryk, kan ek nie daar by die deur staan en duisende reëls sê oor wie mag inkom en wie nie. En is opvallend watter houding Petrus hier inneem. So kom ek sê, God het hom so uniek geposisioneer hier, 'n ou wat self met hierdie issue worstel, gaan nou na 'n gemeente toe om met hulle te praat oor dieselfde issue, want hulle worstel daarmee. Paulus kon homself, Paulus, yes, nou is ons al ver in die Nuwe Testament. Petrus, hoeveel keer het ek nou al Paulus gesê? Julle moet my wys as ek die verkeerde naam gebruik. Ek gaan nou van Lukas ook praat. Ek het agtergekom in my voorbereiding dat ek Lukas en Petrus te mekaar sê. Julle moet asseblief net op die trein bly vandag. Ek praat hier van Petrus. Petrus kon gesê het, hy kon homself beroep het op sy amp of sy posisie, sy apostoliese gesag. Hy kon eenvoudig vir hulle gesê het, hey julle ouens, weet julle nie wie ek is nie? Weet julle nie wat se mag die Here vir my gegee het nie? Aan my is die sleutels van die koninkryk gegee, wat ek oopsluit, kan niemand toesluit nie. Ek het so besluit, deal with it.
Petrus kon hom beroep het op sy persoonlike ervaring, op sy openbaring. Hy kon vir hulle gesê het, hey, julle ouens, die Heilige Gees het met my gepraat, God het vir my 'n visioen gegee, glo my net. Hy kon, maar hy doen ook nie eers dit nie. Hy wil nie met hierdie ouens argumenteer nie, want hy besef hoe belangrik hierdie saak is vir God. En 'n argument sou die teenoorgestelde effek gehad het. Hy wil ook nie geestelike gesag afdwing nie, want mense reageer nie goed daarop nie. Hier sien ons 'n stukkie geestelike groei by Petrus. Want toe hy tydens Jesus se bediening saam met Jesus geloop het, was hy impulsief. Hy was uitgesproke, hy was nie bang vir konfrontasie nie. Maar soos die Heilige Gees met hom begin werk en soos hy geestelik begin groei, word Petrus wyser en gevolglik kalmer. Nou ek dink hier kan ons elkeen iets by Petrus leer vanmôre. Partykeer doen 'n argument meer skade as goed. En veral wanneer dit kom by Bybelse sake. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte woord keer die woede weg. Die 53 vertaling sê, keer die grimmigheid af. Dit is mooi, né? Maar 'n krenkende woord laat die woede ontvlam. Hoor gou hier. Die wyse waarop jy die waarheid verdedig, is net so belangrik soos die waarheid self. Die Bybel leer ons, daar's tye wat jy moet standpunt inneem. Jesus het dit gedoen, toe hy die Fariseërs gekonfronteer het. Paulus doen dit. Paulus staan ook op vir die waarheid. Maar hy doen dit op 'n rustige en 'n kalm manier. Nie op 'n hot-head manier nie. Hoor daai mooi Afrikaanse Engels. Okay. Niks keer mense so van die geloof af weg soos hot-head Christene nie. Judas 3 spoor ons aan om te stry vir die geloof wat aan ons oorgelewer is. Maar daar's 'n manier om te stry. En dit sien ons hier. Daar's tye wat argumente niks bereik nie. Hoor gou hierdie waarskuwing 2 keer in die Nuwe Testament. Dit kom meer kere voor, maar hoor hier. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, 'n dienskneg van die Here moenie rusie maak nie. Maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, geduldig, iemand wat teenstanders met sagtheid teregwys. Wie se vingers brand vanmôre? Dit is 2 Timoteus 2 vers 24 en 25. Antitus skryf Paulus weer, vermy onsinnige dispute en stryery en haarklowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinloos. So wat doen Petrus? Hoe antwoord hy hierdie ouens? Hy beroep hom op God se objektiewe optrede. Hy besluit, ek gaan net vir julle vertel wat gebeur het. Ek gaan nie my gesag op julle afdwing nie, ek gaan julle nie probeer manipuleer deur te sê die Heilige Gees het dit vir my gesê nie, ek gaan net die feite van hierdie verhaal aan julle kommunikeer, stap vir stap. Hoekom? Want die feite het vir hulle self gepraat. Wanneer die feite aan jou kant is, hoef jy nie op gesag aanspraak te maak nie. Petrus sê in wese vir hierdie gemeente met hierdie warm gemoedere, moenie my glo omdat ek Petrus is nie. Moenie my glo omdat ek 'n visioen gehad het nie. Luister na wat God gedoen het. Kyk na wat God gedoen het.
Kyk, Petrus is evangelie gedrewe, né? En wanneer die waarheid van die evangelie op die spel is, swyg hy nie, maar hy vertrou nie op volume nie. Het julle dit al teëgekom? 'n Ou wat al hoe harder praat om jou van sy standpunt te oortuig. Hy vertrou nie op volume nie, hy vertrou nie op status nie, hy vertrou nie op selfhandhawing nie, want partykeer is dit wat met ons ook gebeur. Jy voel jy moet jouself net handhaaf in hierdie gesprek. Jy gaan nie back off nie, want dan lyk dit asof jy nie weet waarvan jy praat nie. Jy neem jou standpunt in. Hy doen nie dit nie. Hy doen nie dit om mense te oortuig nie. Hy vertrou dat God se werk sy sterkste argument is. Hy probeer nie om die argument te wen nie, hy probeer om sy broers te wen. Okay, ek gaan dit weer sê. Hy probeer nie om 'n argument te wen nie, hy probeer om sy broers te wen. Hy gee nie die waarheid prys nie, maar hy dra dit op so 'n manier oor dat dit ruimte laat vir God om harte te verander. Hoe jy die waarheid kommunikeer, maak net soveel saak soos die waarheid wat jy kommunikeer. Almal van ons het of 'n familielid, of 'n vriend of 'n vriendin, of 'n kollega wat nie glo soos ons glo nie. En dis gewoonlik daai ouens wat dis nie jy wat met die gesprek begin nie. Hulle wil altyd met 'n gesprek begin. Hulle wil jou konfronteer oor wat jy glo. Nou vat hierso 'n page, 'n bladsy uit Petrus se speelboek uit. Dit gaan nie daaroor om die argument te wen nie, dit gaan daaroor om jou broer te wen. En hoe wen jy jou broer? Deur hoe jy die waarheid kommunikeer, sonder om te beklei. Dis wat kampvegters doen. Hulle wen nie argumente nie, hulle wen mense. Gatekeepers beskerm hulle standpunt. Kampvegters promoveer die evangelie. So Petrus vertel dan verder aan hierdie gemeente hoe God hom die geleentheid gegee het om op hierdie nuwe kennis te reageer. So hy het hierdie visioen gehad en toe all of a sudden in vers 11, toe staan 3 mans wat van Caesarea afkom en die Gees sê vir hom gaan saam met hulle. En hy sê ek en hierdie 6 broers, met ander woorde 6 ouens uit die gemeente van Joppe waarskynlik, vat hy saam en hulle gaan in Kornelius se huis in. En Kornelius op sy beurt vertel toe nou weer vir hulle dat hy 'n engel gesien het wat opdrag gegee dat hy vir Petrus moet gaan haal, sodat Petrus vir hulle 'n boodskap kan kom vertel wat hulle gaan red. Dis net feite. Niks manipulasie in dit wat hy vertel nie. Maar wat ek hierso sien is Kornelius het 'n ontvanklike hart gehad. Hy en sy hele huis is deur God alreeds voorberei en Petrus was net die instrument waardeur die boodskap gebring is waarvoor hulle gewag het. Maar hoor mooi, God se voorbereiding maak nie Petrus se gehoorsaamheid oorbodig nie. God het wel vir Kornelius voorberei, God het die visioen gegee, God het die engel gestuur, God het al die dinge gedoen, maar Petrus moes steeds opstaan, steeds sy vooroordele aflê, steeds saam met hierdie manne gaan, in 'n heidense huis ingaan en sy mond oopmaak en die evangelie met hom deel. Dis wonderlik vir my dat dit is hoe God werk. Hierdie volkome soewereine God kies in sy genade om nog steeds ons te gebruik. Hy doen die voorbereiding werk. Maar hy vra vir ons om gehoorsaam te wees en ons monde oop te maak en die evangelie te deel. So Petrus se gehoorsaamheid was die middel waardeur die evangelie toe nou hierdie heidene bereik. En ek dink sommer so in my voorbereiding, hoeveel Korneliusse wag vandag vir iemand om net hulle mond oop te maak en van Jesus te vertel. Vir iemand om net gehoorsaam te wees en 'n eerste tree te gee. Iemand wat bereid is om 'n moeilike gesprek te voer op 'n liefdevolle manier. Iemand wat bereid is om 'n uitnodiging te rig en te sê, "Hey, kom saam met my kerk toe." Iemand wat bereid is om 'n besoek te gaan aflê.
aan iemand wat hulle baie lanklaas gesien het in die kerk, of iemand wat hulle weet nou deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand wat bereid is om die goeie nuus van Jesus met liefde te deel. Ek wil vandag vir jou sê, daar in jou eie lewe het God jou reeds vooruit gegaan. Ons vat nie die Heilige Gees somewhere nie. Die Heilige Gees vat ons somewhere. Okay. Ons sê altyd vir mekaar, ons praat in die teologie van die Missio Dei, die sending van God. God is reeds besig op 'n plek. Ek moet net hom gaan join. Ek moet by God inskakel. Nou ek wil vandag vir jou sê, ergens in jou lewe het God al die grond voorberei, hy het al in iemand se hart gewerk, maar nou wag die Here vir 'n stuk gehoorsaamheid van jou, want hy wil jou gebruik om die goeie nuus met daai ou te deel. Is ons gehoorsaam wanneer hy ons stuur? Hoor gou net hierdie verskil, laat ek die parallel vir jou skets. 'n Gatekeeper staan stil. Hy staan stil. 'n Kampvegter beweeg, hy wen grond. 'n Gatekeeper staan by die hek en monitor wie inkom. 'n Kampvegter loop vooruit. 'n Gatekeeper wag vir mense om na hom toe te kom. 'n Kampvegter gaan na hulle toe, gaan na mense toe. En 'n gatekeeper is gewapen met goeie argumente en met reëls. 'n Kampvegter is gewapen net met die evangelie. En dan gaan Petrus verder en vertel vir hierdie gemeente van die hoogtepunt van sy besoek. Hy sê, terwyl ek nog besig, ek het skaars met hulle begin praat, terwyl ek besig was, toe kom die Heilige Gees oor hulle, en hy sê vir hulle, net soos op ons aan die begin. Hy trek die parallel, en as God dan aan hulle dieselfde gawe gee, sê hy, as aan ons, wat Jode is, maar wat in Jesus Christus glo, wie is ek dan om God teë te staan? En ek dink hier lê die kruks van hierdie hele Handelinge teks vanmôre vir my. Wie is ek om God teë te staan? Hierdie was die deurslaggewende oomblik gewees vir hierdie gemeente in Jerusalem, vir wie Petrus nou hierdie verhaal vertel. Petrus se verdediging was nie gebaseer op sy eie opinie of sy voorkeure nie, maar op wat God self gedoen het. En wat God self gedoen het, was dat hy sy gees op hierdie ouens uitgestort het, net soos op die Joodse Christene aan die begin. En die uitstorting van die Heilige Gees op Kornelius en sy hele gesin was God se bevestiging dat hy ook hierdie mense op dieselfde grondslag aanvaar as waarop hy die Jode aanvaar, op grond van hulle geloof in Jesus en nie op grond van hulle besnydenis nie of hulle wetsonderhouding nie. En Petrus se eerste instink was ook om mense uit te sluit. Wanneer God vir hom die visioen wys, dan sê hy, nee Here, ek sal nie. Hy sou nooit uit sy eie uit in Kornelius se huis ingestap het nie. Dis hoekom God die visioen vir hom 3 keer herhaal. En dieselfde Petrus wat gesê het, nee Here, nooit. Ek sal nie. Sê nou, wie is ek om God te verhinder? Wie is ek om in God se pad te staan? Wie is ek om voor daai deur te gaan staan en te keer wie inkom? In die Joodse gelowiges, daar staan, hulle kon net nie teen hierdie getuienis redeneer nie. En daarom hou hulle opstry met Petrus uiteindelik. En hulle begin om God te verheerlik. Daar kom hierdie ommekeer ook in hulle gesindheid. Nie in almal sin nie, want in Handelinge 15 lees ons hulle worstel weer met dieselfde issue. Ag, is dit nie lekker om te hoor nie, want probleme in die kerk duik ook op en dan kom hulle weer op en dan dink jy het hom nou net afgehandel en dan kom hy weer op. So is goed om te weet dit het so gegaan in die begin ook. Maar op hierdie punt was daar 'n klomp ouens wat God begin verheerlik het en bely het. Okay, ons verstaan, God het vir die heidene ook bekering tot die lewe geskenk.
En hulle het besef, die evangelie is vir almal bedoel en nie net vir die Jode nie. Vir almal ongeag etniese of godsdienstige agtergrond. Nou, ek wil vir jou sê, Handelinge 11 is 'n sleutelteks vir die kerk vandag. Hoekom is dit so belangrik? Dis dan net 'n herhaling van Handelinge 10. Dit is waar. Die informasie word herhaal. Nou, John MacArthur het 'n baie interessante perspektief hierop. Hy sê basies, ek gaan sou sy hele storie vertel. Hy sê die langste boekrol wat nog ooit gevind is, jy weet daar waarop die Bybelskrywers geskryf het, was ongeveer 11 meter lank. Hy sê, kom ons veronderstel Lukas wat Handelinge geskryf het 'n 11 meter, hy het hierdie langste boekrol gehad. Kom ons veronderstel dit. Hy sê dan sal die inhoud van Handelinge net inpas. Okay. So Lukas, wat ek wil sê is, hy het beperkte ruimte gehad om te skryf. So Lukas moes mooi gaan kies wat hy wil neerskryf en wat nie. En uit die aard van die saak was daar baie goeie goed wat hy kon gaan skryf het. Daar was baie materiaal waaruit hy kon gaan kies het. Wonderwerke, genesings, magtige dade wat deur die apostels verrig is. En uit die aard van die saak was daar hierdie ongelooflike bekeringsverhale. Ek meen, massas het tot bekering gekom. Daar moes 1 of 2 of 3 of 10 ouens gewees het met cool stories. En tog kies hy om die verhaal van Petrus, wat terugkom na sy gemeente in Jerusalem, en dieselfde storie as in Handelinge 10 oorvertel, weer neer te pen. Eintlik word die storie 3 keer herhaal. As jy tussen Handelinge 10 en Handelinge 11 gaan lees, word die storie 3 keer herhaal. Hoekom? As daar soveel herhaling in die Bybel is, dan is dit oor God nie wil hê jy moet dit mis nie. Okay? Dis die lank en die kort daarvan. Hierdie gebeurtenis is nie sommer net nog 'n bekeringsverhaal in die geskiedenis van die kerk nie. Dis een van die grootste draaipunte in die geskiedenis van die kerk. Dis hoekom ek en jy onsself vandag Christene kan noem en hoekom ek en jy vandag kan kerk. Tot op hierdie punt het die evangelie nog net onder die Jode versprei, maar hier gebeur iets radikaal. God maak dit onmiskenbaar duidelik, dat sy genade nie beperk word deur ras, deur kultuur, deur nasionaliteit of deur godsdienstige agtergrond nie. Die deur van die koninkryk staan waawyd oop vir alle mense. Alle mense. En daarom herhaal Lukas hierdie verhaal. Hy wil hê ons moet verstaan, dis nie Petrus wat sy mind gechange het nie, dis God wat sy heilsplan vir die wêreld deur Petrus openbaar gemaak het. En ek dink God herhaal die verhaal 3 keer, my beskeie mening, omdat hy geweet het dat die kerk deur die eeue heen tot hier waar ek en jy vandag sit, met dieselfde versoeking sou worstel. Die versoeking om gatekeepers van die koninkryk te word. Handelinge 11 gaan in die eerste plek oor die verspreiding van die evangelie. Ja, as die boodskap van Jesus net binne die Jodendom gebly het, sou Christendom net 'n Joodse sekte gewees het, né? Maar die evangelie versprei van Jerusalem na Judea, van Judea na Samaria en vanaf Samaria na die uithoeke, na die heidene. Net soos Jesus gesê het. So Kornelius se bekering is nie net die redding van een man in sy huisgesin nie, dit is die oopmaak van 'n deur waarin die evangelie elke volk en nasie en stam en taal bereik. Dis die begin van ons storie. Maar hier gebeur iets groter. En ek is besig om klaar te maak, so jy kan ontspan. Ons bring die vliegtuig in om te land. Maar hoor dit, die groter ding wat hier gebeur, is hierdie verhaal gaan nie net oor die uitbreiding van die kerk nie. Dis wat in Handelinge 10 gebeur. Maar wat in Handelinge 11 gebeur, is dit gaan oor die uitbreiding van die hart van God se mense. So hier gebeur iets in die kerk. In Handelinge 10
het daar iets onder die heidene gebeur wat hulle deel gemaak het van die kerk. Maar hier, in Handelinge 11, is God besig om sy mense se harte groter te maak. Nie net die kerk nie. God verander nie net Kornelius se lewe nie, hy verander Petrus se. En daarna begin Petrus om hierdie gemeente in Jerusalem ook so te bewerk, dat God hulle harte ook verander. God breek nie net kulturele en geografiese grense af nie, hy breek persoonlike voorkeure af. Dis hy. Dis die woord. Persoonlike voorkeure. Van wie hou jy? Alright. Van wie hou jy nie? Dis die groot vraag. Die grootste wonderwerk in Handelinge 10 en 11 is nie dat die heidene nou gered word nie. Die wonderwerk is dat God die vooroordeele van die kerk begin afbreek. Dat die kerk begin besef, hierdie goeie nuus is nie net vir ons nie. Dit is vir almal. Ook vir die mense van wie ons nie hou nie. Ja, Jesus het vir daai ou aan wie jy nou dink ook gesterf. Jesus het daai ou aan wie jy nou dink ook lief. Jesus het sy sonde ook vergewe, net soos hy joune vergewe het, al dink jy daai ou se sonde is meer as joune. En dis waarskynlik die punt waar die teks ons vanmôre die diepste konfronteer. Dis waar die besnydenisparty gesukkel het en gestruikel het. Hulle wou waghou by 'n deur wat nie aan hulle behoort het nie. En daai gevaar bestaan vandag nog. En dit gebeur in die kerk vandag nog. En voor ons te vinnig is om hierdie besnydenisparty te veroordeel, moet ons eerlik wees en moet ons mekaar sê, maar ons doen dit ook partykeer. Ons sê nou net nie meer vir ouens, jy moet eers besny word nie. Nee, ons is te bly, ons doen nie meer besnydenis nie. Ons sê vir ouens, jy moet lyk soos ons lyk. Jy moet praat soos ons praat en jy moet kerk soos ons kerk. Ek het 'n baie lang lys voorbeelde hier gehad. En toe het ek besluit om dit uit te haal. Want ek dink hierdie 3 goed vat dit vas. Jy moet lyk soos ons lyk, jy moet praat soos ons praat en jy moet kerk soos ons kerk. En sonder dat ons besef, begin ek en jy meer voorwaardes maak, meer reëls maak as wat Jesus gemaak het. En die oomblik wanneer ons dit doen, word ons gatekeepers van die koninkryk. En 'n gatekeeper is 'n ou wat dit vir homself hou. Jesus sê, kom na my toe. Ons sê, julle moet eers deur ons gaan. Hier is die realiteit. Elke keer wanneer ek 'n voorwaarde stel, meer as wat Jesus gestel het, dan kom staan ek tussen mense en Jesus. Blok ek die deur waardeur mense na God toe moet kom. Ons mag nie gatekeepers van God se koninkryk wees nie. Terloops, het enige een van julle iets vreemd opgemerk toe julle vandag by die kerk aangekom het? Nee. Bring julle dit nou by mekaar? Okay. So ek het gaan kyk na mooi illustrasies en gaan soek en ek het 'n storie vir Frik vertel. Hy sê ek het 'n makliker manier om dit te illustreer. Hy sê sluit al die deure van die kerk, maak net een oop. So julle moet vir Frik kwaad wees, nie vir Martelies of vir my nie, hoor. Dit was Frik se oulike idee gewees. Al die deure was toe, behalwe een. En ek vermoed, toe jy nou vanoggend by die kerk kom en die deur waarby jy altyd ingaan was toe is jy effens geïrriteerd. Wie was geïrriteerd? Okay, julle is baie vroom vanoggend. Okay, jy kyk aan 'n NG Kerk ou se sitplek vat jy nie, en jy vat ook nie aan die deur waarby hy inkom nie. So julle almal moes omloop en julle moes by daai deur inkom. Miskien het jy gewonder, hoekom maak hulle nou die deure vanoggend toe? Martelies sê, sy moes net please explain. Ons hou die deure toe vir die temperatuur en whatever. Dis gatekeeping, ouens. Dis gatekeeping. Dis wanneer iemand anders vir jou besluit, nie hierdie deur nie. As jy wil inkom, moet jy dit op ons manier doen.
Dis presies wat die besnydenisparty gedoen het. Hulle het voor God se deur gaan staan en gesê, geloof in Jesus is nie genoeg nie, jy moet eers deur die deur van besnydenis gaan, en dan kan jy na Jesus toe kom. Hoor my mooi, ek mag dalk die deure van hierdie kerk sluit en toemaak, maar niemand het die reg om die deur van God se koninkryk toe te maak of te blok nie. Jesus het die duurste prys betaal sodat daai deur oopgegooi word vir almal. En in Johannes 10 vers 7 sê Jesus, ek is die deur vir die skape. So wanneer jy in daai deur kom staan jy voor Jesus en jy keer nie dat mense in die kerk inkom nie, jy keer dat mense by Jesus uitkom. Jesus sê, ek is die deur vir die skape, nie Basileia gemeente nie die dominee nie die kerkraad nie goeie Christene nie ons kultuur nie ons taal nie ons tradisies nie, Jesus. En al wat hy vra is geloof in hom. Dis al. Dis die enigste standaard om deur daai deur te kom. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra, sommer net 'n bietjie vir introspeksie, is jy 'n gatekeeper of 'n kampvegter vir die koninkryk? Staan jy dalk onbewustelik by die deur en besluit wie mag inkom, of staan jy langs Jesus en nooi mense in? Kom ek stel dit anders, is jou optrede dalk die rede hoekom iemand nie by Jesus uitkom nie? Right. Handelinge 11 is 'n herinnering, dis 'n vermaaning, dis 'n oproep aan jou en my vandag, en die oproep is eenvoudig, moenie tussen Jesus en mense staan nie, maar nooi mense in. Nooi hulle in. Wie's daai ou wat die Heilige Gees nou in jou kop sit en op jou hart sit, wat jy moet innooi? En wat is daai een ding wat jy doen, wat die Heilige Gees nou in jou aanspreek, wat jy moet ophou doen, want dit verhinder dalk iemand om by Jesus uit te kom? Het julle hom? Kan ek maar die strip trek? Genoeg. Kom ons bid saam. Ek wil vra, terwyl ons bid, as daar van julle is wat, wil julle kammies fietstoer span, wil julle net vir ons staan nie? En dan wanneer ons vir hulle bid, as julle wil, as julle bene moeg is, kan julle staan. As ons bid, kom ons steek ons hande sommer net so na hulle toe uit. Ons gaan hulle seën, en as daar van julle is wat so by hulle wil staan, nee, kom ek vra nie as daar van julle is nie, sal van julle asseblief by hulle gaan staan, en sommer net jou hand op hulle sit. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat ons harte vandag net weer ondersoek, en dankie dat u ons kom herinner dat die koninkryk groter is as ons voorkeure, en groter is as ons tradisies, en groter is as ons eie grense. Here, vergewe ons daar waar ons baie keer soos die besnydenisparty word. Vergewe ons waar ons tussen Jesus en mense gestaan het, en vergewe ons waar ons meer voorwaardes aan mense kom stel het, en waar ons geoordeel het voordat ons lief gehad het, en waar ons deure toegemaak het wat u reeds oopgemaak het. Kom vorm ons, Here, deur die Heilige Gees. Kom gee vir ons Petrus se hart. 'n hart wat bereid is om verander te word, 'n hart wat bereid is om gehoorsaam te wees wanneer u ons stuur, en 'n hart wat moedig genoeg sal wees om oor grense heen die evangelie te dra. Maak van Basileia familie, Here, 'n gemeente wat nie waghou by die deur nie, maar wat ons arms oopgooi en mense na Jesus toe bring. Mag ons nooit tussen Jesus en mense kom staan nie, maar altyd langs u, Here, en mense innooi. Here, ons wil vanoggend in die besonder vir die kammies fietstoerspan bid. Dankie, Here, vir hulle passie.
Dankie vir die tyd wat hulle opoffer, vir die effort wat hulle insit, Here, en ook vir die doel waarvoor hulle ry. Ons bid U seën oor hulle, ons vra Here, seën elke kilometer wat nog vir hulle voor lê. Seën hulle ook daar waar hulle by ander kerke en ander plekke gaan oornag, dat dit vir hulle aangenaam sal wees, dat hulle veilig sal wees. En ons bid sommer in die besonder, Here, vir moe bene en moe gemoedere. Geef vir hulle krag wanneer hulle moeg raak. En ons bid vir hulle op die pad, Here, ons paaie is baie onveilig, so ons vra, beskerm hulle op die pad, stuur die engele vooruit, maak die pad vir hulle gelyk, Here. En beskerm hulle teen enige gevaar en teen ongeluk. En laat hulle oral waar hulle kom, die goedheid en die genade van God uitstraal en kommunikeer. En mag die mense wat met hulle te doen kry, iets van U liefde ook in hulle beleef. Gebruik hulle kragtig ook met dit waarmee hulle besig is, Here. Ons bid ook vir Laerskool Kameelfontein. Mag hierdie inisiatief nie net vir hulle finansiële seën bring nie, maar ook hoop en omgee en nuwe geleenthede vir elke kind wat oor skool gaan. Here, stuur ons nou uit as U getuies. Laat ons nie hierdie week gatekeepers wees nie, maar kampvegters vir die koninkryk. Gee dat mense deur ons woorde en ons dade en ons liefde ook vir Jesus sal ontmoet. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Thank you.